se storie kom uit 1 Samuel 23 vers 16 tot 28. Dit gaan daar oor Dawid en Jonathan wat 'n nuwe verbond tussen hulle twee maak. Nou verlede keer het ek vertel hoe Dawid vir Saul gevlug het en toe in die Sif woestyn gaan skuil het. En Jonathan het daarna Dawid toe gegaan om hom moed in te praat, want Dawid was baie moedeloos en bang om vir Saul te vlug. Ons lees in 1 Samuel 23 vers 17 hoe Jonathan vir Dawid sê, moenie bang wees nie, want my pa sal jou nie in die hande kry nie. Jy sal koning word oor Israel, en ek sal onder jou staan. En selfs my pa weet dat dit so is. En hierdie twee het toe weer 'n ooreenkoms voor die Here met mekaar gesluit, dat hulle lewe lank vriende sou bly. En Dawid het daar in 'n plek met die naam Goresa in die Sif-woestyn agtergebly, en Jonathan het huis toe gegaan. Maar die Sifiete, dis nou die mense wat in die Sif-woestyn gebly het na Saul wat in Gibea was toe gegaan en hulle het hom vertel waar Dawid daar in die woestyn wegkruip. Saul was baie dankbaar en hy vra hulle toe om die presiese plek te gaan vasstel waar Dawid wegkruip en wat al sy bewegings is, sodat Saul Dawid kon gaan doodmaak. Die Sifiete is toe daar weg. Nou lees ons in 1 Samuel 23 vers 24. Dawid en sy manne was toe in die Maon-woestyn in die vlakte suid van die onherbergsame streek. Toe Saul en sy manskappe hom toe gaan soek, is dit aan Dawid vertel, en toe het Dawid na die kliprand toe gegaan in die Maon-woestyn. Saul het daar van tehore gekom en hy Dawid in die woestyn agtervolg. Saul het toe langs die een kant van die berg langs gegaan en Dawid en sy manne weer aan die agterkant van die berg. Maar toe gebeur daar iets wat Dawid se lewe gered het. Ons lees in 1 Samuel 23 vers 26 tot 28. En toe Dawid bang voor Saul wegvlug, terwyl Saul en sy manskappe al vir Dawid en sy manne begin omsingel het om hulle te vang, kom daar 'n boodskapper by Saul en sê, maak gou en kom, want die Filistyne het die land ingeval. En Saul het toe opgehou om Dawid te agtervolg, en hy het teruggegaan om die probleem met die Filistyne eers te gaan hanteer. En daarom noem die mense daai plek skeidingsrand. Nou, vir ons as gelowiges beteken hierdie stukkie geskiedenis dat niks toevallig gebeur nie, maar dat God elke keer iets laat gebeur om sy kinders te beskerm. En so het God die Filistyne gebruik om Saul te keer om Dawid in die hande te kry. Nou, volgende keer vertel ek hoe Dawid toe Saul se lewe gespaar het.